Kyk, jy speel nou al 'n rukkie met hierdie idee rond, jy moet tanks op jou trekker kry, nee, maar dis 'n slep. En dan moet jy mountings gaan bou. En jy weet, daai trekker met die tanks op, hy's altyd daai een wat verniel. Badger het vir jou 'n oplossing. Ek praat hier met Josef, hy gaan my gou verduidelik. Kyk daar, my tanks is ook actually nie eens lelik nie. Kom ons check 'n bietjie. Josef, hoe lyk dit? Goed nie jou, Chippy? Nee wat, doodstil rustig. Nou verduidelik nou, julle bou planters, nou waar kom die tanks vandaan? Chippy, ja, dit om 'n planter te kry met soveel tanks op en die hele tyd rond te sleep is altyd ook maar 'n moeilikheid. So die manne het uit spasie uit begin hardloop. So as hulle volhuis agter het, dan wil hulle gewoonlik nog 'n bietjie liquid bysit. Het sy dit nou vir herbicide of pop-up is, so dan dis waar die behoefte aangekom het om tanks op die trekker te sit. Nou, ek kyk net, ek weet tradisionele tanks, nee, waar die ouens nou brackets hier langs die kant bou en daai goeders opsit. Ek meen, daai is 'n permanent fixture. Die ding is permanent op die trekker en jy weet hoe gaan dit nie. Daai trekker met die tanks op is die een wat verniel. Jy kan op enige plaas gaan kyk. Die tank op met die ek weet nie hoekom nie. Hy is die ene wat die meeste deurgetrek word, nê. Nee. Maar jy sê julle het nou heeltemal 'n oplossing vir hierdie ook is maklik en eenvoudig om die tanks op te sit en af te haal. Chippy, nee, baie eenvoudig. In die eerste plek dink ek dit lyk netjies, as 'n ding netjies en mooi lyk, dan pas jy hom op. Presies. So ek dink ons het die ding mooi gemaak soos wat hy moet lyk en ons het dit prakties gemaak. So as jy nie heeltyd met jou tank wil ronddryf vir die hele jaar nie, dan haal jy hulle af en ons het baie eenvoudig gemaak. So al wat gebeur is hierdie ding tel hydraulies op. Ja. En as jy hydraulies optel, dan druk hy voet vas. Dan het ons hierdie jack hierso wat jy net omswaai, jy trek die pin uit, swaai jou jack en jy trek hom vas. As jy hom vasgetrek het, dan staan hierdie tank op sy eie. So al wat dan gebeur is, hier aan die voorkant sit ons met 6 boude daai kant, 6 boude die kant wat jy losmaak. Maak jou quick couplers los en jy trek jou trekker uit. Staan jou tanks vir jou net daar en wag. So dit is letterlik 'n sê 15 minute operasie. Verseker. As jy nog 'n impact tool het, dan is dit al 5 minute, né? Nee. Ja nee, kyk ek is seker hou kan hierdie ding binne 'n 5 minute op en af sit. Okay. So, dan is dit maklik eenvoudig, reverse die trekker uit en dan dry jy hom net weer binne in die tanks in, maak hom vas en dan gaan ons. Dis net so, Chippy. Uitstekend. Okay. Nou verduidelik my gou hierso pompe wat ek dan op hom kry. Hoe werk hierdie storie en hoe maak ek hom dan vol? Chippy, is jou level gauge om seker te maak wanneer hy vol is. So hierdie ding het nou, dis nou hierdie balletjie wat nou hier. Dit is korrek, ja. Nee. En dan kap hy nou net op boontoe tot daarso en so jy kan altyd sien, okay, right. Jy kan altyd sien waar staan jou vloeistof. En hierso het ons nou ons 140 liter pompie op wat die werk doen, ook maar met sy quick couplers. So ons vloeistof het 'n quick coupler en ons hydrauliese quick coupler sodat jy vinnig kan losmaak wanneer jy uittrek. Ons normale banjo krane vir die oop en die toe en die vul. En dan sê my, dan kan hom hier ook vol maak. Jy kan volmaak daar, ja. So dan kan hom hierso stoot 'n gewone 50 ml waterpomp en dan kan ek hom sommer van hier af gou vol water maak. Jy kan hom daarvan af volmaak. Ons sit baffle balls ook binne in die tanks. Daar gaan so 10 baffle balls binne in die tanks in. Dit is nou maar net vir die stamp en die stoot van die hooplash op die water. Laat jy nie baie beweging het op jou tanks nie. So dit is dat hy daai slosh effek Dit is korrek. Ons dan nie die trekker rondruk die hele tyd nie, nee. Ja nee, kyk met daai baffle balls is 'n baie goeie ding. Ons het dit in al ons ander tanks ook. Agter op ons DMO's en goed. So is 'n fantastiese produk. Hy klip so mekaar gooi binne en hy keer vir dit alles. Okay, dan hulle kom maar nou net in een size, nee. Dit is korrek, Chippy. Hoeveel is hulle omtrent? Hulle is so 1250 liter per kant, so 2,5 ton 2500 liter op 'n neus. Wat ek dan nou basically kan bysit. En dan laaste ding, kan ek hom nou net op 'n John Deere kry of pas hy op die ander trekkers ook? Chippy, ons het nou al vir die Case, die Massey Ferguson, die New Holland en die John Deere. So, maak nie saak wat ek kan hom kry op enige trekker en as ek hom op iets anders soek, dan maak jy hom vir my pas. Ja nee, dan vat ons 'n trekker, ons scan hom op en ons doen die modifikasies om dit reg te kry, Chippy. Uitstekend, Josef, dankie baie. Asai, Chippy. Right, so, as jy tanks op die trekker wil kry, maar jy wil actually hulle moet na iets lyk. Nee, kom met Badger in kontak, linkie bo of hier onder, en dan weet jy, jak hulle gou vinnig af, en dan het jy weer jou trekker terug.
Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.